Here is volgens U. Amen. Baie welkom by ons diens. Geniet dit vanoggend saam met ons. Wees gemaklik, wees vry in die Here, sing lekker saam, klap die hande lekker saam. As jy wil ronddank op die voorbeeld maak, kom doen dit tot eer en verheerliking van die Here. Dis die enigste voorwaarde. Doen dit vir die Here, doen dit nie vir jouself doen nie. Ons wil net so staan en op die hande van ons open met gebed. Daarna gaan hy vir ons die woord sê. Die Hemelse Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Ons gebore Here, al die lof en die eer en die aanbidding vir U te gee, want U is waardig om geloof en geprys te word. Dankie Vader dat U ons hierdie week nooit begewe en nooit verlaat nie. Here, dat U elke oomblik saam met ons was, dat U ons moeite bewaar het, dat U ons gesalf en geseën het, Here, ons het so baie om voor dankbaar te wees. Vir die wonderlike sonwil en die skyn vanmôre, Here. Ons sê vir U baie dankie vir die voorreg om vanmôre hier te kan wees. Vra dat U vir ons elkeen sal seën en sal die predikers deliver met die oog vir die altaar. En dat elke liedjie wat ons gaan sing, vir U welbekende offer sal wees. In Jesus se naam. Amen. Sing daar tweede koortjie, daar is iemand soos Jesus. In die tweede vers sing ons en ons sê, hy is die leeuwing van die dale, en hy is die blink môrester, hy is die soet roos van Saron. Daar is niemand soos hy, weet jy wat beteken dit? Daar is net een roos van Saron, daar is net een leeuwing van die dale, daar is net een blink môrester, en sy naam is Jesus. En ons gaan vandag vasthou aan daardie feit, is niemand soos Jesus nie. Halleluja, bekroon U werk oor die
Here sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as julle die krag nodig het, steek die hande uit en vra Heilige Gees, kom oor my en geef vir my krag. Halleluja, wanneer ek die teenwoordigheid van ons inkom, Here. Oh
teenwoordigheid van U goed tasbaar. Here, kan voel weer in ons midde. Here, dankie dat U met ons ontmoet. Here, partykeer, Here, kom U, Here, sterk weer, maar partykeer, Here, kom U net in daai stilligheid en sê vir ons, ek is nog U. Heilige Gees, dat ons vir U dankie sê, dat U deur ons waai en dat U ons heilige trooster is en ons metgesel is en dat U altyd by ons is, dat ons vir U dankie sê. Halleluja, Here, seën asseblief hierdie diens verder, Here. Bly die prediker onder U kosbare bloed, Here. Here, sal hom seën om en raak hom aan. Ek dank U daarvoor, Here, ek bid in Jesus naam. Amen. Het is lekker om die... Het is lekker as die Gees van die Here saggies op beweeg. Het is lekker om hard aan te klap. Het is lekker om hard die naam van die Here te loof en te prys, maar het is ook lekker om aanbidding vir sy voet te kom. Amen. Naby te kom daar waar hy ons soek. As jy woord het, kan jy oopmaak. Eerste boek van Samuel, hoofstuk 17. Wie van u voel vandag het die Samuel? Amen. Frans is die naam van God. Amen. Ek gaan die vraag die hande opsteek, Frans, van die salf wil jy vir jy bring, jy gaan die self salf. Die Bybels op die selfde salf oor. Smaak. In die Nuwe Testament staan daar dat nie soos die geveinstes wat die straat moet gaan staan, allerlei goeders doen as jy vas nie, jy sê maar was jou gesig, salf jouself, so ons mag ons self salf. Dis nie onbybels nie. So as jy opgemaak het met 1 Samuel, ons moet nou lees, ek hoop jy allemaal het my advertentie gekry, of die advertentie van die diens gekry, wat sê, wat het Dawid verstaan? Ons gaan nou daarby kom. Ek het 'n vraag wat jy vir jouself elkeen moet antwoord, en is 'n baie ernstige vraag. Hoekom is u hier? Hoekom is u hier? En ons kan dit verder vat, hoekom bestaan u nog? As ons gaan kyk, dan gaan daar 150.000 mense dood aan natuurlike oorsake reg oor die wêreld elke dag. 150.000 en die is nog hier. As ons 'n bietjie nader wil bring, daar is tussen 1500 en 1700 moorde elke dag in die wêreld. Hoekom is hier nog hier? As jy dit by die huis wil bring, daar's tussen 70 en 80 moorde per dag in Suid-Afrika. Hoekom is u nog hier? Wat is die rede dat u nog hier is? Laat mens baie keer 'n bietjie dink. As mense, is ons net hier net om net sommer te lewe, net om net hier te wees? Nee. Ons moet definitief iets vir die Here beteken, is dit nie so nie? Ons moet definitief iets vir die Here doen, dis hoekom ons nog hier is. Amen. Moenie styf voel nie, jy mag saam praat, jy mag saam met my bietjie deurgaan. Dankie Francis. As jy oopgemaak het in 1 Samuel, hoofstuk 17, gaan ons lees van vers 32 tot by vers 40. Vers 32 sê, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie, dis van Goliat nou, nee.
die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun. En hy is 'n krygsman van sy jeug af. Beteken, hy is geleer om oorlog te maak, dit was sy werk gewees. Hy het nie ander werk gehad nie, hy was daar om oorlog te maak. Daarom sê Dawid aan Saul, die dienaar het sy vader se kleinvee opgepas, en as nou 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk klein van die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan, en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard, en verslaan hom, en maak hom dood. Moenie die baard te lang groei, dat iemand jy die baard kan gryp nie. Nee, die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek en Dawid die swaard voor sy klere vasgegord. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nog nooit probeer het nie, sê Dawid aan Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Daarom neem Dawid sy staf in sy hand, en hy soek vir hom in die spruit 5 gladde klippe, en steek het in sy herderstas, wat hy gehad het. Naam het in die slingersak, en met die slinger in sy hand, het hy nader gekom, na die Filistyn tot sover. Kom ons net die oor. Here, baie dankie dat ons vandag kan lees van 'n man so na U hart. Dankie dat ons kan weet, Here, U oog is nie net daar op Dawid gewees nie, maar is vandag hier by elkeen van ons. Maar waar ons beweeg, alles wat ons doen, sien U en is U by. Ons loof en ons prys die Here nie wat ons het verdien nie, maar alleen in U groot en heilige almagtige naam. Amen. Amen. As U nie woensdagaande na die selgroep toe kom nie, dan mis jy uit. Ek het reeds woensdag aand vir die selgroep mense gesê, wat is my tema vir vanoggend? En van woensdag aand af het elkeen ons 'n bietjie probeer om my te sê, wat dink jy? Johan, wat het ons gesê? Wat het Dawid verstaan van die musiek? Dat die musiek is daar, maak kalm en rustig en gee deurbraak, en dit is so. Kan jy dink, ons stap hier in die kerk in en ons maak niks musiek nie. Ons kom net in, ek kom sit in die banke, ons speel nie eens 'n liedjie op die speakers voor die tyd nie. Vergeet ek nou 'n speaker Afrikaans te maak. In elk geval. Is doodstil. Ons bid, ons staan op, ek staan hier, ek gee vir julle die woord soos die Here het my gegee het, en ons gaan huis toe. As kies om 'n mooi Engelse woord te gebruik, oh boy. Want as ons sing, dan is almal betrokke, is dit nie so nie. As ons sing, kan U vir Uself tot in die teenwoordigheid van die Here insing. Dit hang van U af wat U maak van die musiek. As U net hier sit en net die musiek luister, dan is dit ook reg. As jy net sit en sê, Here, ek gaan luister en ek gaan met dit, Here, saam beweeg, saam met die Gees, is dit ook reg. Maar as jy sê, ek gaan opspring, ek gaan my hande klap, ons sit gisteraand en ons praat van, ek weet nie wie van U onthou vir Oom Martiens nie. Oom Martiens, ek weet nie van wie van U onthou vir André, van die Sieliese See. As ons gesing het, dan het hulle hier in die middel van die banke, hande geklap, presies dieselfde. Hulle het dieselfde geluid. En soos hulle klap, beweeg hulle vorentoe. Ek kan nie soos hulle klap, hulle is so groot en voor. Beweeg hulle vorentoe, amper om te kyk, wie kan eers nie voorwees. Want hulle het hulle self ingeleef in die musiek. En so moet U ook doen. As jy 'n nader ontmoeting met die Here wil hê, as jy 'n deurbraak wil hê, sing en neem deel. Maar dis nie wat Dawid verstaan het nie. Dis een van die goed, maar dis nie die ding wat ek vandag wil oopmaak. Die Shalien, wat het jy gesê?
Hy het besef sy God kan. En ons God kan nog steeds. Hy het geweet daar, hy het besef daar, sy God kan. Hy kan hom neervat, hy kan hom beskerm, hy kan hom by hierdie Filistyn toe vat en die Filistyn vir sy voete laat val. Hy het geweet. En ons weet dit. Wie van u weet nie die Here kan nie? Wie van u weet die Here kan? Nou hoekom twyfel jy? Ek sê nou reg vir u. Ons weet die Here kan, maar er raak een dingetjie gebeur. Ek weet nie meer nie. Hoekom nie? Hoekom kan ons nie net gaan en op die Here vertrou nie? En ek is ook skuldig, broer en suster. Ek is 'n mens soos jy, ek twyfel ook. Ek het ook wonders, ek het ook baie keer wat ek nie meer weet wat te kan toe nie. Maar weet jy wat? Ons moet net weet, die Here kan. Hy kan. Maak nie saak wat die probleem is nie. Die Here kan. Maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Die Here kan. Hy kan dit deurdra, hy kan 'n verskil maak. Weer is dan van my en u af. Ek kan nie net agteroor gaan sit op my stoel en sê, Here, nou moet u wys nie. Want dit is baie keer nodig, baie keer is ons kragte klaar. Maar ons moet ook arbei om daar te kom. Ek kan nie sê, Here, ek soek 'n salaris, dan sit ek elke dag by die werk agteroor en kyk vir die rekenaarskou nie. Gaan ek nie salaris kry nie. Hierdie kan nie sê, hy wil nog goeders by die werk doen en as wat klere inkom, dan sit hy en kyk vir die klere. Nee, baie keer het hy mense, dan werk die klere en hy maak seker dat die klere gewas word en alles. Maar hy is ook besig, daar is nie so nie. Ons kan nie net sit en niks doen nie. Gaan nie werk. Ons moet ook, ons weet die Here kan, maar ons moet ook bietjie ons eie kant doen. Frans, wat het jy gesê? Kan jy onthou, gisteraand, jy het my gisteraand klomp goed gesê. Wat het jy gesê alles? Ek het gesê, maak nie saak hoe jy droog maak nie, as jy jou hart uitbelei, dan moet jy altyd nog 'n kans gee. En sê, en het gisteraand gesê, maak nie saak hoe droog ek maak nie, die Here is nog steeds daar vir my. As jy nie deel is van 150,000 wat dood is nie, kan jy nog steeds jy hart uitbelei. Ek nog steeds die kans, ek weet nie wat die Here gaan vergewe, ons lees dit in die Bybel. 1 Petrus 1:9, die Here is getrou en regverdig, en soos ons sondes bely, vergewe hy dit. Hy werp dit in die dieptes en hy dink nooit meer daaraan, die ons dink baie keer daaraan, hy doen nie. Is weggewas. Wie dink nog wat het Dawid verstaan? Wat? Dawid het verstaan, al vat jy 'n klomp niks werd ouens, God is aan jou kant en hy laat jou met daai niks werk dat hy jou groot dinge vermaak. En maar sê, dat al het jy 'n klomp mense wat nie vir jou beteken saam met jou, die Here kan nog steeds daai klomp mense gebruik om iets groots vir hom te doen. Sy praat van die helde wat saam met hom was, wat eintlik 'n klomp slegte mense was, hoor, gaan lees 'n bietjie van wat hulle ons gedoen het. Hulle was eintlik 'n bietjie slegte ouens geweest, maar omdat hulle agter Dawid aangegaan het en hy gedoen het wat die Here verwag, het hulle ook gedoen wat die Here verwag. En daardeur is daar groot goed bereik. Selfs toe hy weggegaan het van Israel af en vir die Filistyne gaan veg het, is die Here nog steeds daar gewees. Wie dink nog wat het Dawid verstaan? Hulle Dawid het verstaan dis sy kans om as toekomstige koning vir Israel. O ja, sy het in die week vir my gesê, Dawid het verstaan, dis nou sy kans om vir die res van die volk te wys, hy is die toekomstige koning. Halleluja. En daar was het so gewees, almal is te bang om te gaan veg. En hierdie een, jong seun, rooierig van aangesig, hy sê hy sal gaan. Hy sê hy sal hierdie reus gaan aanvat. Dan moet daar iets mos in hom steek, dan moet die volk bietjie dink, luister, dalk is hierdie die volgende koning. Dalk het hy gedink, dalk dink party van hierdie, dalk het hy gedink, die Here my mos nou klaar gesalf as die nuwe koning. Hierdie Filistyn kan my nie nou doodmaak nie. Dis mos nou buite die wil van die Here. Dalk het party mense so gedink. Maar
Maar ek wil vir u iets leer vandag, wat u asseblief moet luister en verstaan, en as jy dit verstaan en toepas, kan dit nie slegter met u gaan. Want ons is baie keer skuldig aan iets wat Dawid verstaan het. En omdat ons skuldig daaraan is, maak ons onsself onder die oordeele van die Here, en maak ons onsself met ons swaar kry. Ons moet die agtergrond verstaan. Dawid, daar's denkrigtinge wat sê, Dawid se ma was nie die ander broer se ma ook gewees nie. Hulle vat dit daar uit Psalm 69 vers 8 in die New International Version wat sê, hy was soos 'n vreemdeling in my eie woorde gewees. Maar as ons regtig daai gedeelte lees in die King James en in ons vertaling, dan staan daar net, hy was soos 'n vreemdeling onder die broers of onder die kinders van sy moeder. So hy was nie 'n ander vrou se kind gewees nie. Dis nie sy pa se tweede vrou gewees nie. Hy's nie die jongste gewees. Hy's net daai laaste ene gewees wat eintlik niemand van gehou het. Hy's daai ene gewees wat eintlik deur die familie bietjie uitgeskuif is. En gesê, jy's nou die laaste, oepsie. Wie van julle wat die jongste het ook al het gehoor? Jy's 'n oepsie gewees. Hierdie een is beplan en hierdie een is nie. En jy gehoor mense praat so. Jy hoor mense sê, hierdie een is beplan en hierdie een is beplan en hierdie een is nie beplan nie. Of andersom, die eerste een is nie beplan nie, die tweede is nie beplan nie, beplan is maar vir die derde. So. Hy is daai ene gewees wat nie voorbeplan was nie. Hy is daai ene gewees wat sy boetie en sy pa eintlik nie van gehou het nie. Jy verstaan? Hy was daai ene gewees wat eintlik so 'n bietjie weggeskei was. Hy is daai ene gewees wat toe die profeet kom en sê, bring al jou seuns. Bring hulle almal. Want die Here het my gestuur en een van jou seuns gaan die volgende koning wees. Toe bly hy in die veld. Hy is nie eens geroep nie. Hy is nie eens geroep gewees nie. Maar as ek kyk na agter, bring ek net 'n ander bakkie. Hy is nie geroep gewees om eers deur die profeet gesien te wees, want miskien is dit hy nie. Kom Jesse, bring jou seuns, ons gaan een vir hulle saam. Nee, wat? Dawid is die ou enetjie wat eintlik niks beteken. Dawid is die enetjie wat eintlik maar die skaapies moet oppas en die bokke moet oppas. Tot die profeet van die Here daar gekom het. En hy homself en sê, jy gaan nou die volgende koning wees. En toe verander alles in Dawid se lewe. Nee. Want nadat hy gesalf is as koning oor Israel, nadat hy gesalf is as die volgende regerder van die volk van die Here, weet jy wat hy stuur sy pa? Gaan pas die skaap en die bokke in die veld op. As jy begin van die hoofstuk lees, net die hoofstukkie voor as ek dit reg onthou, word hy gesalf as koning. Hy word gesalf as opvolger van Saul. En in die hoofstuk staan daar was 'n oorlog gewees. En sy 3 oudste broers het aan oorlog toe gaan en gegaan. En sy pa kies nie een van die ander wat by die huis sit en niks polies kies, staan in die Bybel nie, maar ek sê nou vir julle, hulle daar gesit soos Here en die slawe die mense rondgestuur. Hy gaan na Dawid toe. Wat? In die veld tussen die bokke en die skaapies en miskien die beeste was. Hy sê vir hom, maak vinnig, gaan oorlog toe, gaan kyk wat maak jou boeties. Hy is nog steeds niks gewees. Hy is nog steeds die verstote een gewees. Wat die mense eintlik nie van hou nie. En Dawid kom hier aan by die oorlog, wat nie 'n oorlog is nie. 40 dae is hulle al besig met die oorlog, maar daar is nog nie een swaard uitgetrek nie.
Sien veel van die oorlog. Want al wat gebeur is, hulle staan teen mekaar, dan kom maar hierdie massiewe ou van die Filistyne af en sê vir hulle, stuur vir ons, julle baas, vegter. En die een wat wen, hulle is die wenners. Ja, daar is 'n manier gewees van oorlog voer, maar daar's nie baie sulke oorlog gewees in daai tyd. En al wat die Israeliete doen, hulle beheer voor Goliat. En Dawid kom aan by die kamp en hy gee al die goedes en die brood en hy wil gaan kyk, hoe gaan dit met die oorlog? Is die volk van die Here, die volk wat sy volk eendag gaan wees. Is hulle besig om te wen? En dan staan toe hy by die oorlog kom, wat al gebeur het. Dus hy sien die een kant, sy volk staan in bewe. En aan die ander kant, hierdie massiewe groot ou, wat sy volk en die Here sleg sê. En Dawid vra 'n bietjie rond, en vra, hoorie, maar wat gaan nou aan? Wat maak julle? Hulle sê, nee, daai ou, sien jy hoe groot sy? Hy's 3 meter lang. Hy's massief groot. Hy het 'n swaard wat so groot is. En 'n spies wat so dik is soos 'n weewersbal. Nou sê hy, as ons hom wen, dan kan ons wen, en as hy wen, dan verloor ons. En ons is te bang om te probeer. Wie van u is te bang om te probeer? In die lewe. Wie van u is te bang om 'n sekere iets by die werk te doen, want net nou maak ek 'n fout? Wie van u is ook partykeer, ek gaan sê ook, want ek is ook bang partykeer oor. Wie van u is ook partykeer bang om iets te doen in die kerk, want net nou maak ek my naam Papie. Lulu, volgende week is Hanlie nie meer hier nie. Dan moet jy nog steeds byspeel. Wie van u is te bang, sistermens, om iets vir die Here te doen? Ek gaan nie vir George bid nie, net nou wag hy vir my. Ek gaan nie na daai persoon toe gaan en hom sê, hoor, die Here het jou lief nie, want net nou jaag hy my weg. En die hele volk staan daar in vrees en bewering vir een man. En hier kom 'n jong seun, 15, 16 jaar oud, wie is 15 of 16? Ja, verstaan gou hier voor. Ag, as jy verstaan gou voor so man, verstaan gou. Kom ons sê Dawid was so 'n bietjie groter as hy gewees. Maar hierdie ou te kom. Dis wat kom staan so by jou voor. Wie die ou te sê, 15, 16, 17, daai ou te kom. So oud. So oud kom daar ene wat verstaan wat die Here verwag van sy volk. Die groot mense wat in die oorlog is te bang om vir die Here iets te doen. En dan kom 'n kind, 'n tiener, 'n jong mens. Dan kom 'n sondagskolaitie. Om vir die volk te wys wat die Here verwag. Hoeveel van ons gaan sit en niks doen nie tot 'n Sondagskool opstaan en vir die Here doen? Dan wil ons hulle hoor, ja, kyk hoe voor op die haas hulle. Is dit nie so nie? Staan ons jong mense op en doen iets, dan kritiseer ons. Doen kan hulle dit doen, hulle is nog te jong. Ons is nooit te jong om vrede iets te doen. Gaan lees Jesaja. Moenie jou jonkheid verag nie. As daar iemand oud opstaan, hulle kan ook iets vir die Here doen, hoor. Solank ek sê, die Here is aan my kant, dan doen ek iets vir die Here. En hy sê, moenie bekommerd wees nie, ek sal gaan veg. En sy oudste moet hier kom, en is sommer lelik met hom, hy jak hom af, hy jaag hom uit en kan verhuis toe. Hy sê, ek vra maar net, maar. En wat doen hy? Hy draai hom en hy vra dieselfde vraag vir die volgende. Jy sien, hy verstaan iets. Maar dit is nog nie die groot verstaan nie, dit is nog net een van die tussenin verstaande. Hy het geweet, hy moet net genoeg ouens vra, dan gaan hy by die koning uitkom.
Kan jy my mooi hoor? Ek wil net seker maak, die iets fout met die klank vanaf. Maar anyways, sien die werk die preek ek sonder. En wat gebeur? Hulle sê nee, kom koning toe, jy het gesê jy sal veg. Almal van ons is te bang. Kom ons kyk hoe weer dit doen. En hy kom by die koning en hy sê vir die koning, koning, ek sal gaan veg. Die koning sê vir hom, nee, hy is jong. Hy sê ek sal gaan veg. Hy sê nee. Hy sê maar ek wil gaan veg. Hy sê ek pas my pa se skape en bokke en beeste en kleinvee en al die goedes op en kamele, alles wat op gehad in daai tyd. Hy sê ek pas dit op. Hy sal 'n beer kom, gaan hardloop ek. En ek gaan ruk hy skaapie uit die beer se bek. Ek skop hom op die been en ek sê, gaan terug na jou ma toe. En hardloop die skaapie. Hy sê, en as daar 'n leeu kom, gaan doen ek dieselfde. Ek hardloop en ek gaan ruk aan bokkie uit sy bek uit. En ek gooi hom terug na sy ma toe. Ek gryp hom aan die baard. Ek sê vir hom, hey, ons bokkie daar. Jy nou verstaan, is 'n jong seun, so oud soos my sussie wat hier gestaan het, so oud. Maar hy verstaan iets van die Here. En hy sê vir die koning, en as dan daai beer, of daai leeu, nog steeds braaf genoeg is om my aan te val, dan mag ek hom dood. Ek skrik nie vir hom nie, ek staan nie terug vir hom nie, ek maak hom dood. Hy moes seker 'n swaard gehad het, want hy kan nie vir die leeu dan sê, hoorie, staan daar stil, ek wil gou 20 meter gaan ek jou op die slingerveld gaan gooi. So hy moes geweet het om met 'n swaard te veg. En as jy die storie klaar verstaan, of klaar weet, die gebeurtenis, die geskiedkundige gebeurtenis, ons lees 'n storie, maar dis geskiedenis, nee. Dan weet ons, hy het gegaan, en Goliat se kop met Goliat se swaard afgekom. Maar ons kan nie so ver gaan vandag. En die koning sê vir hom, okay, gaan hom, maar voor jy gaan, trek eers my wapenrusting aan. Trek 'n groot, koper, borsharnas aan. Trek vir jouself, kyk my groot skild. Hier is 'n swaard, hier is 'n kophelm, dit is amper soos 'n motorfietshelm, nee? Soos 'n goalie kietshelm. Sit dit op. Dat jy daarom veilig is. En hy trek alles aan. En hy staan so doodstil. Hy sê, ek kan nie eens loop nie. En ek het nooit probeer nie. Hy sê, kom ons trek dit eerder uit. Hy sê, my been het nie so gebewe van bang nie, is van die swaar gebewe ding moet aantrek. En dan trek het alles uit. En dan staan hy gaan, hy tel 5 klippies op. Een vir Goliat, en een vir elkeen van sy ander 4 reuse boeties wat ook al was. Dus my 5 klippies gehad het, hy was nie bang en mis oor. Hy het net voorberei vir die toekoms. Ja. En ons weet wat gebeur het. Hy gaan en Goliat sê allerhande goed, en hy sê, man, kom, laat ons hierdie geveg klaar kry. Hy gooi hom in die slingerveld, hy kap sy kop af. Dis my te oordeel. Eers klik by 'n tent en 'n swaard en allerhande goed is. Het Dawid net opgedaag daar en self besluit, ek gaan nou hierdie reus kan doodmaak. Of het Dawid, terwyl hy die bokkies opgepas het, gesê, ek gaan my slingerveld oefen, tot ek daai ding kan raakgooi. En geoefen tot ek hom kan raakgooi. En geoefen, en geoefen, en geoefen, tot hy dit kon doen, en dan die volgende ding, geoefen, en geoefen, en geoefen, tot hy dit kon doen. Kan jy dink, hy daar net agteroor gesit en Xbox speel, dan kom die leeu, dan spring hy op en hy, nee, hy leeu is hom vinnig opgeëet het, 1, 2, 3, en hy skaapie, bokkie en 'n Dawid. Dawid moes geoefen het, om te kom waar hy was. Dawid moes eers dalk 'n jakkals aangevat het, en dat die jakkals hom gebyt het vir ongeluk. En toe die jakkals weer kom, toe val die jakkals weer aan.
En hy maak hom dood, hy sê, nou weet ek om 'n jakkals dood te maak. Nou kan ek as die beer weer kom, die beer aanval. Tot hy die beer kon doodmaak. En toe kon hy die leeu doodmaak. Jy sien, hy het geoefen om ergens te kom. Pastoor, ek kan nie 'n halfuur bid nie. Ek gaan nie 'n halfuur bid as jy nog nooit gebid het nie. Jy gaan begin met 5 minute se oefen om te bid. Want weet jy wat? Om te kan bid, moet ons gebeds fiks raak. Ek kan nie nou eers skielik daar aan Soutie so swembad gaan spring en sê ek gaan nou 5 km swem. Ek sal baie vinnig verdrink. Ek kon op 'n stadium dit gedoen het, ek kan dit nie meer doen nie, want ek is nie geoefen nie. Ek kan nie sê, pastoor, ek kan nie my Bybel, ja, want jy lees nie 'n Bybel nie. Vat die Bybel en begin om lees, dis die enigste manier hoe jy die Bybel kan lees. Pastoor, ek kan nie vir iemand bid nie, want jy het nog nooit probeer om vir iemand te bid nie. Pastoor, ek kan nie met iemand praat nie, want jy nog nie eens met die Here gepraat nie. Jy sien, ons moet oefen om sekere goeders te doen voor ons die groot goed kan doen. Pastoor, ek wil profeteer in die kerk. Maar dis al, ek wil niks anders doen, jy gaan nooit daai doen. Jy gaan nooit kan sê, so spreek die Here nie, want jy ken nie die Here nie. As jy wil profeteer in die kerk, moet jy in 'n verhouding met die Here wees. Jy moet met hom praat, jy moet hoor wanneer hy met u praat. Jy moet eers hierdie kan hoor, voor jy daar die stem van die Here gaan hoor. Voor jy gaan hoor wat die Here sê dit. En anders, broer, suster, as jy gaan dus, is reg. Anders wat gaan gebeur, nee, nou as jy lees dit mooi, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan intap in die verkeerde, geestelike riem en allerhande vloeke oor mense spreek. Want jy kan nie onderskei wanneer is dit die Here en wanneer is iets anders wat praat. Pastoor, maar ek wil hierdie vir die Here doen. Het jy al geoefen? As jy eendag 'n rekenmeester wil word, dan begin jy by basiese rekeningkunde in die hoërskool. Ek stap net die hoërskool uit en ek gaan skryf die CA-eksamen. Dis nou as jy optree, as jy auditeer, dit kan nie so werk nie. Het jy eendag net besluit, ek gaan nou plumbing doen en gery en kontrakte gekry en pype ingesit? Nee! Hy moes eers geleer het. Hy moes eers 'n paar keer met daai soldeurs al gebrand het, voor hy verstaan het hoe dit werk. Is dit nie so nie? Hy moes eers 'n paar keer 'n koperpyp warm gemaak het, dan in 'n plek gevat en sê, ja, is daar nog warm. Dan die Ronald, dan het hy net ingestap by die hospitaal en gesê, ek gaan nou 'n suster word nie. Nee! As jy daai se kop skud om sien, jy almal verstaan het. Werk nie so nie. Ek kan nie net uitgaan en eers skielik vir my hier 'n mediese praktyk oopmaak en sê, nou gaan ek 'n dokter wees. Nee, ek sal dit nie maak nie, ek sal uitpaas die eerste ouer doen. Ek sê reg. Hanlie is 'n goeie voorbeeld, sy doen dit sommer van haar eie bloed. As sy haar eie bloed sien, paas sy uit. Ek kan nie eers skielik nou net vir my wat so fire truck in Afrikaans tog. 'n brandweerwa gaan koop en om hier trek op die kerk se erf, en as daar 'n virus ewe skielik jaag en klere aantrek en daar in die storm nie, ek sal daar uitkoop. Ek sal nooit weer kan vuur doodmaak. Mens leer, dit werk net so in die Here. As u iets vir die Here wil doen, moet u leer. Vanoggend stap ek hier en ek praat met die Here en ek sê ja, ek het gisteraand seker 2 ure geslaap. My skouer was seer, my bene het geheuk en die hond het geblaf en ek het sê, soos ek sê, ek het seker 2 ure geslaap. Maar ek staan op vanoggend, want daar's 'n woord van die Here wat die kinders moet hoor. En ek berei dit voor en ek kom stap in die kerk en ek sê, Here, ek kry nog nie al die goed in mekaar ingesit nie, maar ek vertrou op U. En ek gaan aan en ek bid
Ek sê, Here, hoekom is daar net 10 mense by die saal? Ek bid sulke goed hoor, want dit pla my. Here, hoekom is daar net 35 ouens nog? Ek is omtrent 35. Here, hoekom? Ek stuur die Bybelskrifies uit, Here, ek hoop die mense lees dit, as hulle nie lees nie, hoekom nie? Here sê vir ons mense wat sê, ag, die selgroep is 'n mors van tyd. Selgroep is 'n mors van tyd. Ek hoef nie te gaan nie. Ons leer niks nie, ek leer niks daar nie, is fyn. Wat doen jy dan in daai tyd? As jy by die huis is, ek verstaan mense soos Tannie Renel, kan nie kom nie. Maar weet jy wat, as ek met Tannie Renel gaan huisbesoek doen, dan sê sy my, pastoor, die Here maak my wakker, dan gaan sit ek daar in die sitkamer, sit ek, dan het ek tyd met die Here, wat ek ernstig met hom spandeer. Weet jy wat, ons mense wat sê, die selgroep is 'n mors van tyd. Dan kom hulle nie self in kontak daai tyd met die Here nie, hulle vang bietjie op, daar wat by die hospitaal gebeur, né? Kyk binnelanders. En hulle vat hulle telefoon, hulle kyk bietjie by haar TikTok gebeur. Hoe gaan ek nie in die Here groei, as jy nie tyd met die Here spandeer? Hoe gaan ek nie groei, as ons nie uitkom, waar ons saam die Here se naam kan groot maak? Dis nie my nood is nie. Dis wat die Here op my hart gelê het vanoggend. Hoe gaan die gemeente groei, as hulle nie tyd met die Here spandeer nie? Dit is deel van ons klippies wat ons uit verskoning haal. Maar weet jy wat is nog nie die ding wat Dawid verstaan het nie? Jy het nou gesien waar Dawid vandaan kom. Jy het gesien wat hy alles gedoen het. Dawid was nie bang om 'n leeu aan te vat nie, want hy was geoefen gewees. Hy was geoefen gewees. Dawid was nie bang om 'n beer aan te vat en aan die baard te gryp nie. Staan nie voor. Wys my 'n 15, 16, 17-jarige wat braaf genoeg is om dit te doen. Nie 'n troeteldier nie. 'n Leeu en 'n beer wat 'n boy. Hy was nie bang nie, want hy was geoefen en sy vertroue was in die Here, wat hy 'n verhouding met hom gehad. Dawid was nie bang om die reus wat voor hom gestaan het aan te vat nie. Want hy het geweet, in die Here kan ek hierdie reus doodmaak. Jullie staan op. Here sê julle 'n nuwe bediening wat julle betree. In die sonnaarskool, by die werkgoeders, hy sê maar, staan as die priester. Moenie sit nie, moenie submit nie, moenie luister na ander nie. Staan as die priester. Amen. Dawid het verstaan hoe die Here praat. Dawid het geweet, die Here gaan hom beskerm. Al die goeders wat ons voor die tyd gesê het, is die waarheid. Hy het geweet van die musiek, hy het geweet God kan, Dawid het gedink, dis nou my tyd om hulle te wys, ek gaan die volgende koning wees. Hy het geweet, Frans, wat jy gesê? Ek kan nie weer aan doen. Nee, alles wat ons gesê het aan die begin, hy het geweet. En ons as mense weet, dit is amper gesonde verstand om dit te weet. Maar Dawid het iets verstaan. Na hierdie gebeur na 'n paar goed, en Dawid word na Saul se huis toe gevat. En hy speel vir hom musiek, soos Johan sê, as die bose geeste besit neem van die koning. Dan kom Dawid en hy speel vir hom musiek, en dit kalmeer hom. As hy sukkel om te bid, sit vir die Christelike musiek op. Nie liedjies wat ouens sing en skree, kry vir daar's baie musiek, wat net piano worship music, of instrumental worship music. Sit dit vir jou op, en sit en raak bietjie rustig, en as jy rustig is, begin met die Here net praat, asof hy voor u sit. Want daar is werklik krag daarin. Maar as ons 1 Samuel 24 gaan kyk,
Want is Dawid besig om te vlug. Die koning by wie hy moet oorval, wil hom doodmaak. Die koning wat 'n gesalfde van die Here is, wat verkeerde goeders doen, wil hom doodmaak. En Dawid hardloop weg. Sy verkeerd gewees om weg te hardloop, kan as hy dood. En hy en die mense wat by hom is, gaan kry agter in 'n grot weg. En die koning kom voor in die grot. En Dawid gaan en hy sny 'n stukkie van sy klere af. As jy in Samuel 24 gaan lees, dan sal jy sien die mense sê vol, dis nou jou kans, gaan maak hom dood. Hy's alleen, kyk daar, sy rug is na jou toe. Hy gaan niks hier doen, hy gaan nie eens weet nie. As hy sy oë oop gaan maak, gaan hy of hemel toe of hel toe of vir die tussentyd wat oral is. En Dawid gaan en hy sny 'n stukkie van sy klere af. En nadat hy die stukkie van die klere afgesny het, staan daar in my woorde, toe kla die Here hom aan, dat hy die gesalfde van die Here aangevat het. Toe kla die gees wat binne hom is hom aan, dat hy skade gedoen het aan die gesalfde se klere. Jy sien dit wat Dawid verstaan het, wat ek en jy baie keer vergeet, is moenie die gesalfde van die Here aanvat nie. Hier is self. 90% van ons vanoggend het onsself gesalf. Nie so nie. As die Bybel praat van die gesalfde van die Here, dan praat dit van die kind van die Here. Hy wat gesê het, Here, ek gee my hart vir U. Here, ek gaan nie meer aan die sonde najag nie, want die sonde, alhoewel dit lekker is, lei na die dood toe. Here, maar ek jaag U na, dan raak ek 'n gesalfde. Dan lê die, dan is 'n gesalfde van die Here. Kom die oom is gesalfde van die Here. As jy jou hart vir die Here gee, dan salf hy jou met 'n nuwe salwing. As jy jou hart vir die Here gee, dan gee hy jou iets nuuts binne in jou. En die Bybel sê vir ons, as jy een van hulle wat my salwing binne hulle dra iets aandoen, is dit asof jy iets aan my doen. Jy sien, Dawid het verstaan, al is Saul nie meer die koning wat hy moet wees nie, hy is 'n gesalfde van die Here. Die profeet het gegaan en die horing gehou oor hom, die was het gespel wat net die Here kan doen, en het uitgeloop op sy kop. Hy is 'n gesalfde van die Here. Die Here het hom uitverkies. Sit die hand so op die bors. Sê die Here het my gekies. Want die Here het U gekies. En as jy 'n gesalfde is, as jy die Here U gekies het en nie die Here teruggekies, is dit 'n tweebaan. Dis nie net een kant toe nie. Ek moet die Here ook kies hoor. Ek moet die besluit maak om te sê, Here, ek aanvaar dat U my wil hê. Ek wil U ook hê. En elke persoon het daai keuse ook. Dan is jy gesalfde van die Here. So ek kan nie gaan en negatief praat oor Nico nie. Hy's 'n gesalfde van die Here. Ek kan nie gaan en negatief praat oor hom Dippie nie. Hy's 'n gesalfde van die Here. Ek kan nie gaan en negatief praat oor hom Koos nie. Hy's 'n gesalfde van die Here. Dit beteken nie ons moet, as hulle verkeerd doen, dit reg praat nie. As Maritjie 'n hart vir die Here gegee het, is hy gesalfde van die Here. Dit help nie, daar kom iemand in en hy gee sy hart vir die Here, maar hy doen nog steeds sonde en ons moet hom aanspreek op die sonde. Maar ons moet nie teen hom negatief praat nie. En ons, broer, suster, vergeet dit. Ons vergeet wie die gesalfdes van die Here is. As ek praat van gesalfde, moet nie die pastoor wat hier staan sien as die gesalfde. Hy is 'n gesalfde, ek is 'n gesalfde. Maar ek is 'n gesalfde omdat my hart by die Here is.
Nie wat ek 'n pastoor van 'n gemeente is. Elkeen van ons is die gesalfde van die Here. Elke kind van die Here is 'n gesalfde van die Here. Ons het elkeen ons eie werk. En as ons verkeerd doen, dan doen ons verkeerd. Weet jy wat? Ons mag nog steeds nie negatief praat oor daai persoon nie. Kan jy nou, ek kan nie negatief praat oor iemand wat iets verkeerd doen nie. Ek kan negatief praat oor sy sonde. Maar ek mag nie negatief praat oor nie. Broer, suster, as ons dit, toe ek dit by mekaar sit en ek verstaan dit, toe gaan daar so 'n liggie in my kop aan. Weet jy van iets wat cartoons kyk en daar so 'n liggie op kop spring en op ping. Ek kan nie daai geluid maak nie. Maar dis dieselfde. Toe gaan daar so 'n liggie aan en ek besef ek kan nie negatief praat nie. Steel is ook nie vir ons steeltjies, maar dit nou is hier by my uitgekom. Ek sê kom ons praat positief, maar hier sê die Bybel eintlik ons mag nie negatief praat. Ek mag nie negatief praat van Maak Micheline, ek mag nie. Ek doen nie, ek mag nie, maar ek doen nie. Maar ek weet ek kan nie praat baie. Maar ek mag nie negatief praat oor iemand wat hier sit nie. Ek mag nie negatief praat van 'n kind van die Here, of iemand wat in die kerk is en terug. Ek mag nie negatief praat nie. As jy negatief praat jy self eintlik in die probleme. So praat positief. Ek gaan afsluit. Met 'n opsomming. Begin om die klein goedjies in die lewe reg te kry. Dis wat Dawid begin, klein goedjies. En toe kon hy na die volgende stap toe gaan, en na die volgende stap toe gaan. U lewe moet dieselfde wees. U moet bou in die Here. As jy nie kan bid nie, begin by 2 minute. As jy nie 2 minute kan gaan nie, begin by 'n minuut. Maar bou op die Here tot die gesprekke met hom kan voer. Dit is nie onmoontlik nie. Dit is wat die Here vir ons doen. Hy laat ons gesprekke met hom voer. Maar kom daar, wat jy nie bang is om die leeu in die baardhare te gryp en te sê, jy, hierdie huis behoort aan die Here. Uit. Hy het dan in die volgende gebid, sy het opgeroep en gesê, laat dit wat verkeerd is hier uitgaan. Ons moet op baie punt, want as iets verkeerd is, ons kan die baardhare gryp en sê, jy, hier, dien ons die Here. So vir een, bou die verhouding tot waar het moet wees. En die tweede ding, broer, suster, moenie negatief praat oor die gesalfdes van die Here. Jy maak vir jouself moeilikheid. Jy maak vir jouself moeilikheid. Amen. Mag hierdie woord in die harte ingaan. Mag in die lewe verander. Amen.